Die tema van hierdie podcast is alle eer aan God. Soms dink ons die blink idees, die deurbraakplanne, die suksesvolle oomblikke, dis ons eie werk. Dis maklik om te glo, dis ons slimheid of harde werk wat dit laat gebeur het. Maar, as jy mooi terugkyk, was daar altyd klein tekens, rigtingwysers, oomblikke wat net te toevallig was om toeval te wees. Dis nie jy wat net skerp was nie. Dis God wat deur jou gewerk het. Elke aha moment, elke nuwe idee, elke deur wat oopgaan, dis 'n saad wat hy geplant het. Hy stuur die regte mense, die regte woorde, die regte oomblikke. Soms is dit net iets kleins, 'n video wat jy toevallig kyk, 'n sin wat iemand sê, of selfs 'n gedagte wat net flits. Maar dis God wat jou herinner. Ek is hier. Ons raak dikwels so vas in wat ons nog nie het nie. Ons bid, ons vra, ons kla. Maar hoe gereeld staan ons stil om te sê, dankie Here, dankie vir die gawes, dankie vir die idees, dankie vir die leiding wat ons dalk eers later raak sien. Ons lees in 1 Kronieke 16 vers 29. Gee aan die Here die eer wat hom toekom, bring offer van dankbaarheid en kom in sy teenwoordigheid met lof. Alles wat jy bereik het, elke goeie plan wat deurgekom het, elke talent wat jy gebruik, dis God se hand wat saam met jou beweeg. As jy vandag net stil raak en terugkyk, sal jy die tekens sien. Die klein flitse was nooit toevallig nie. So, gaan sê vir hom dankie. Nie omdat hy dit nodig het om dit te hoor nie, maar omdat dankbaarheid jou herinner wie die skepper van jou sukses is. Onthou, niks in jou lewe is te klein of te groot vir God se hand nie. Jou idees, jou planne, selfs jou mislukkings, hy gebruik alles om jou te vorm. So, voor jy vandag weer aan iets nuuts begin werk, sê net eers, dankie Here. Daai dankie maak meer oop as wat jy besef. Baie dankie dat julle weer saam kom luister het vandag. Bly bewus van tekens, bly nederig en bly dankbaar. Julle, ek wil ook net hier vir julle sê, jou laaste. As refleksie vir my luisteraars. Wanneer laas het jy stil gestaan om vir God dankie te sê vir iets wat jy dalk as geluk of toevallig gesien het? Nou, dit bring my uit by my Paul-vrae vir vandag. En julle kan dit sommer in die comments antwoord op enige platform waar julle hierdie luister. En ek vra, dink jy die idees wat jy kry, kom uit jou eie inspirasie of van God? Jy kan kies opsie A, ek glo dit kom van God, of opsie B, ek dink is meestal my eie denke. En dan het ek sommer 'n tweede vraag wat ek ook wil vra. Hoe wys jy vir God jou dankbaarheid? En jy kan kies opsie A, deur gebed en lof, of opsie B, ek vergeet soms om dit te wys. Ek wil julle nou ook uitnooi, al my luisteraars, as jy hierdie boodskap met jou gepraat het, deel dit asseblief met iemand, wat dalk ook moet hoor, dat alle eer aan God behoort. Jy kan ook na hierdie episode en vorige episodes van my, en toekomstige episodes van my luister op Spotify. Kyk hier, wel, ek post ook baie op Facebook, my timeline, so het is interessant om dit ook te gaan volg. Sodra ek 'n teken sien, dan screenshot ek dit, en van vandag af het ek dit begin post, want ek wil vir mense wys, hoe praat God met ons. So julle kan daar gaan sien, ek post altyd screenshots daar. Of ja, julle kan my net volg op TikTok, want op TikTok het ek ook baie keer video's wat ek tussenin gaan post, waar julle my gesig kan sien. En
As jy iets in jou hart voel vandag, deel dit met my in die comments. Ek lees elke liewe boodskap. Julle, tot ons weer gesels. Chat soon!